Nou vriende, goeiemôre, ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons is die Here dankbaar dat hy vir ons vanmôre weer opgewek het met nuwe krag uit die hoogte. Ons eer die Here dat hy ons elke dag in stand hou. Ons eer hom vir sy instandhoudende genade, sy bewaring, sy beskerming, sy liefde en alles wat ons oorvloediglik uit sy Vaderhand ontvang. En mag u en ek ook vanmôre die seën van God se waarheid en sy woord ervaar, terwyl ons vanmôre sal aangaan met ons reeksie wat handel oor dankbaarheid as uitvloeisel van ons redding. Ek het vir u gesê, dit is belangrik dat ons as kinders van die Here 'n lewe van dankbaarheid sal lewe in hierdie krom en verdraaide geslag. Dat die wêreld kan sien, ons aanbid die ware God en dat ons 'n lewe van dankbaarheid leef omdat ons van so groot sonde en ellende bevry is. Nou, ons is besig met Psalm 103 wat vir ons baie groot waarhede leer. Deel 1 het gegaan oor die persoonlike oproep tot dankbaarheid. Vir u gesê, dit is vers 1 tot 5 waar Dawid sê, loof die Here o my siel en alles wat binne my is, sy heilige naam, vergeet geen een van sy weldade nie. Hy het al ons ongeregtighede vergewe en ons krankhede genees en hy verlos ons siel van die graf of van die dood, van die verderf en hy kroon ons met goedertierenheid en barmhartighede en hy versadig ons mond met die goeie. Ag vriende, hy is die een wat wonderlik goed en getrou en genadig is. En dan het ons gister bietjie begin kyk na die gedagte van God se genade in die geskiedenis. Vir u gesê, hy doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word, vir u op daardie groot waarheid gewys. En dan vanmôre sien ons in vers 7, hy het aan Moses sy weë bekend gemaak aan die kinders van Israel sy dade. Nou wat beteken dit? Ag vriende, so kosbaar dat Dawid weer eens terugkyk in die verlede. En hy sê eenvoudig dat die Here hom nie in die verborgenheid toegesluit het nie, maar hy het homself aan die mensekinders geopenbaar. Baie keer praat mense van God is bo in die hemel en hy kyk af hier na ons en sien hoe ons twee en stry en sukkel in ons daaglikse bestaan. Maar dit is nie so nie. Vriende, God het hom nie verborge gehou nie. God het hom nie toegesluit in die duisternis en gesê, maar luister, die mensekinders kan my heerlikheid nie aanskou nie. Ons sien net die teenoorgestelde. Alreeds met die skepping vind ons God wat saam met Adam en Eva in die tuin wandel. En wie kruip weg? Die mens kruip weg na hy die sonde gedoen het. En God gaan soek die mens. So Dawid kom eenvoudig en hy sê, soos die Here homself aan Moses geopenbaar het, so openbaar hy hom nog steeds self aan ons. Nou, hoe die Here homself aan Moses geopenbaar? Ons weet dat Moses die Here se heerlikheid gesien het op die berg Sinaï. Ons weet dat die Here sy wet aan Moses gegee het. Ons dink aan die 10 gebooie. Ons sien hoe die Here sigbaar daar van die berg gepraat het en die blitse en die vuur wat gebrand het en op 'n stadium by Moses begin verby beweeg het, sodat Moses ook in 'n mate die heerlikheid van die Here gesien het, soveel so dat hy sy gesig moes bedek het toe hy van die berg afgekom het. En die vraag is net, hoe maak die Here homself vandag aan ons bekend? As die Here aan Moses sy weë bekend gemaak het, aan die kinders van Israel sy dade, wat eenvoudig beteken, hulle het gesien hoe die Here hulle gelei het uit Egipte land, al die pla wat plaasgevind het, die Rooi See wat oopgegaan het, hoe die Here manna en kwartels voorsien het. Ag vriende, hulle het eersdaans gesien hoe die Here homself openbaar. En die vraag is, as ons terugkyk hoe die Here in die verlede hom geopenbaar en hoe openbaar die Here hom in die heden aan ons? Eenvoudig gaan lees sy woord. Kyk na jou daaglikse lewe, hoe die Here voorsien, bewaar, beskerm, sy woord vir jou gee, vergifnis aan jou skenk, sy gees om jou te lei in die waarheid, onderskei dat jy kan onderskei tref tussen reg en verkeerd, genade om te kan werk, om 'n inkomste te genereer, om weer die Here ook te eer daardeur. Dink aan al hierdie maniere hoe die Here homself openbaar. Dink aan sy skepping, die onhoorbare stem, volgens Psalm 19, waar die Here ook sy werk aan ons openbaar, sodat ons kan geniet wat God ons uit genade gee. So hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade, so Dawid sê, kyk terug na wat die Bybel vir my leer, die woord van God, dit wat opgeteken is, en ek sien uit na die wyse waarop die Here ook vir my verder gaan sorg, en u en ek kan presies dieselfde sê. Ons kyk terug, ons lees, ons sien en beleef in die hede, en ons sien uit na hoe die Here vir ons sal dra in die toekoms, tot die dag, dat ons hom in sy heerlikheid sal sien. Nou kom hy in vers 8 deur met 'n spontaan en uitbundige gejuig, en hy sê, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Vriende, hierdie is 'n direkte aanhaling uit Eksodus 34 vers 6, luister, waar God sy eie karakter
aan Moses openbaar. Onthou u, toe die Here verby Moses beweeg toe, Moses vir hom gesê het, Here, ek wil u heerlikheid sien. Die Here sê, geen man kan my heerlikheid sien en bly leef nie. En die Here beweeg verby hom en hy kan 'n deel van die agterkant van die Here gesien het. En die Here roep hierdie woorde self uit en hy sê, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. So God openbaar sy eie karakter met sy eie woorde, dat hy barmhartig en genadig en lankmoedig is en groot van goedertierenheid. So vriende, dis eintlik die kern van ons teologie, die kern van ons menswees as kind van God. Dat God geduldig is met ons. Hy's lankmoedig met ons. Hy straf nie dadelik wanneer ons oortree nie, maar in liefde verdraai ons. Ja, die sonde gaan nooit ongestraf bly nie, want elke sonde is gestraf in Christus. Maar die Here straf my nie dadelik, of hy tigtig my nie dadelik vir elke oortreding nie. Daarom kan u en ek uit dankbaarheid ook vir mekaar en vir die wêreld sê, ons het 'n genadige en barmhartige God. Ons het 'n God wat groot is van lankmoedigheid en goedertierenheid. En ag vriende, mag ons uit dankbaarheid leef, want ons almal dink ons verdien meer. As u en ek vandag moet kry wat ons verdien, sal u en ek vandag sterwe en sal ons die hel beerwe. Luister, moet nooit vra, Here, gee my wat ek verdien nie, want dan sal ons die oordeel ontvang. Dank hom eerder vir sy geduld, sy lankmoedigheid, dat hy nie dadelik die sondige dade straf wat ons so maklik doen nie. Ag vriende, kom ons eer hom, dat hy barmhartig en genadig is. Vers 9, hy sal nie vir altyd toos en nie vir ewig die toren behou nie. Eenvoudig gestel, alhoewel God die sonde haat en ons dikwels daarvoor tugtig gaan lees Hebreërs 12, bly hy nie vir altyd kwaad vir sy kinders nie. Sy tugtiging het 'n einde, sy genade is oneindig, sê die Bybel. Uit sy volheid het ons ontvang genade op genade. Nou praat ons van vir die kind van die Here. God se genade vir sy kinders kan nie ophou nie. Vriende, as God se genade vir sy kinders ophou, sal u en ek ons verlossing verloor. Sal ons redding verloor. Ja, as ons aanhou met ons sonde, sal die Here ons tugtig, en daai tugtiging kan selfs lei tot ons fisiese dood. Maar vriende, die belangrike saak wat ons hier raak sien, hy sal nie vir altyd toos en nie vir ewig die toren behou nie. So die eenvoudige gedagte daarvoor is, dat die Here weet, en die Here sien, en die Here hoor as ons sondig, en alhoewel hy ons na ons sondes kan straf, en ons die ewige poel van vuur laat beerwe, doen hy dit nie, omdat hy in die vorige vers, hy is 'n genadige en barmhartige God. En vriende, nou moet ons versigtig wees, dat hierdie nie 'n resep is om nou te sondig nie. Dis nie 'n vrypas om te maak wat jy wil nie. Verseker nie, elke weergeborene sal onmiddellik hier vassteek en sê, kan jy glo dat God so genadig teenoor my is, dat hy my nog nie verdelg het nie, al het ek dit male sonder taal verdien. Hy gee eerder vir my hierdie wonderlike barmhartigheid, lankmoedigheid en genade. En hy is nie kwaad nie, hy kyk my nie met woede aan nie. Hy roep my op tot vergifnis, hy roep my op tot bekering, hy roep my op om weg te draai van my sonde, wat my seer maak en my lewe skade aandoen. En ag vriende, hoe wonderlik is hierdie koning net nie. God haat sonde, ja, hy tugtig sonde, maar God bly nie kwaad vir sy kinders nie. Hy kyk ons nie met 'n kwaai oog aan nie. Nee, hy vergewe, hy reinig, en in sy genade, hierdie genade wat hy in ons lewens, vriende, kom bewerk het, hierdie genade wat hy na vore gebring het, hierdie reddende genade wat hy ons kom skenk het, hierdie geloof wat hy in my hart kom werk het, hou hy in stand, en hy deur sy woord en deur sy gees, laat hy dit groei, sodat ek kan sien wie hy is in sy heerlikheid, en hom kan aanbid in gees en in waarheid. Mag die Here ons genade gee, mag hy vir ons barmhartigheid gee, om hierdie waarheid te verstaan. Ons sal môre aangaan, wanneer ons gaan kyk na vers 10 tot 13, van hierdie tweede deel van die Psalm. Groete vir u, mooi dagie verder, tada.